Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Strauss & Co is Afrika se voorste kunsveilinghuis, bekend vir sy buitengewone kundigheid en kenmerkende aanbieding. Die naam is sinoniem met topgehalte kuns, dekoratiewe kuns, ontwerp en juweliersware. Ons het 'n draai by een van hulle veilings gemaak om te sien wat kopers kan verwag. Kyk saam. I'm one of the art specialists here at Strauss & Company. Strauss & Co is the biggest art auction house on the continent, and we present close to 100 auctions every year across a whole range of collectible genres. We spend a lot of time valuing works, compiling valuations for private collectors as well as institutions. We do a lot of research on works that come in for auction. At the end of the day, it's important to us that we present them and contextualize works as best as possible. We spend a lot of time making sure the amazing things we handle are presented beautifully. We're open for viewing through this whole weekend. That's the 15th and 16th of November. Our walkabouts will be at 11 o'clock on that Saturday and Sunday. The viewings open all the way through Monday, and the first sale will be Monday evening. Our day sale, our so-called day sale, takes place on Tuesday afternoon. That's an online sale that closes from 2 p.m. And then on Tuesday evening is our major flagship sale, where we have over 100 works by South African artists covering about 120 years. The earliest work on the sale was conceived in 1902. It's a sculpture by Anton van Vo called Bushman Hunter, and then we have works produced very recently. These works help tell the story of South Africa's history over the last 150 years, and I'm limiting it to that period only because we only have works from that period on show at the moment. We have such a rich history of art making in this country by artists from completely different backgrounds, and they give an incredible insight into what's happened in our country over the last century. If I think about major global trends, we've been at the forefront of the huge interest in contemporary art from Africa. Some of our young artists have made names for themselves around the world. I think we are very lucky to have brilliant contemporary galleries that are taking our younger artists to major fairs all around the world. I think some of our important artists aren't necessarily seen as important South African artists. They're just seen as very important contemporary art figures. This is one of my favorite works on the sale. It's a bronze sculpture called Shangaan by Anton van Vo. Van Vo was Dutch trained. He arrived in Pretoria in 1890. But in 1906, 1907, he moves to Johannesburg. He moves to a little studio on Sivrite Avenue in Doornfontein. And he starts producing smaller scale works. This, as I said, is a work called Shangaan. It's a wonderfully dignified portrait of a gentleman that almost certainly would have been working on the mines. If you look at the detail in this work, you'll see the sort of leather leash around his wrist. You'll see the wonderful detail around his lips and around his ears. The back of the figure is sort of rippled with muscle. What's also special about a work like this is the simple logistics around it. If you were to come and look at the back section here, you'll see that it is inscribed with the foundry mark. It says Foundry G. Massa, Rome. This would have been cast at one of the best foundries in the world at the time, which happened to be in Rome. There simply weren't bronze artistic foundries in the country at this time that were good enough to cast to this kind of quality. So all these early special works by Anton van Vo tended to be cast in Rome.
if you're not in Johannesburg or Pretoria, if you're in the Cape or anywhere else around the country or around the world, you'd be able to see all the lots going up for sale on our website, which is straussart.co.za. We also have e-catalogs for every single sale, so you'll be able to get a real sense of all the works coming up for auction. We have videos on our website where you can get a sense of the scale of some of these works. So yes, you're welcome to visit our website and follow us through all our social media channels. Nou ja, die Namibiër Ruben Lambrechts is wêreldwyd bekend daarvoor dat hy na wees wilde diere omsien en vir hulle 'n tweede kans op lewe op sy familieplaas gee. In die boek Ruben, Namibië en Cindy ontmoet ons onder andere vir Cindy, die bobbejaan, die meerkatte Minkie en Jerry, die vlakvarkies Betsy en Benny, die muishonde Zoe, Neelsie en nog vele meer. En die skrywer van die boek, Pieter van Zyl, het ook besluit om vanoggend saam te kuier. Baie welkom aan albei van julle. Dankie, is lekker om hier te wees. Goed, wat het hierdie boek geïnspireer? Ek het so 2,5 jaar terug het ek op Ruben afgekom op die internet en op sy socials en ek het 'n storie vir Huisgenoot geskryf. Ek het dit voorgestel en gesê ja, nee, let's go for it. En sedertdien het ons net kontak gehou en so 'n jaar terug toe kry ons die idee van 'n kinderboek. Want sy ma het altyd vir hulle slaaptydstories vertel vir hom en sy tweeling Boetie Tertius. En ek sê toe maar, hoe skryf jy die kinderboek? Toe sê sy's te besig. Sê ek sal vir jou 'n boek skryf. En ja, dit is hoe dit gebeur het. Dit is maar van sy video's. Nou, ons het nou gehoor dat, jy weet, daar soveel diere is wat deel is van hierdie boek, maar Cindy het die titel van die boek gehaal. Ruben, Ja. Julle stap al 'n baie lang pad. 'n Lang pad. Vandat ek op die aarde is sy daar, sy's voor my al daar. Ek was nog eers 'n gedagte nie. Sy was daar vanaf 1994. Sjoe. So sy raak 31 hierdie maand. So sy's redelik ouer as ek. So daarvoor sy is my ouer suster. Ag, dis verskriklik oulik. Nou, ek wil ook uitkom by, jy weet, ons het nou vroeër in die boekinsetsel ook verwys na die feit dat daar soveel foto's en prentjies ook deel is van hierdie boek. Pieter, hoekom jy so? Wel, kinders deesdae, jy weet, is so half aandag afleibaar, jy weet, jy moet hulle aandag hou en daar's 'n prentjie van 'n jy weet, van 'n meerkatjie in Rusland. So ons het probeer, jy weet, alles inkorporeer half 'n multimedia in die boek, jy weet, met prentjies en foto's en so. Soos dit so veel as moontlik inligting probeer gee vir die kinders. Jy weet, waaroor hulle kan gesels in die klas en so aan. Ja. So ja, ek hoop dit gaan hulle genoeg besig hou met alles wat in die boek is, ja. En hoe het julle besluit watter diere almal deel van hierdie boek gaan wees? Ek dink ons het maar probeer almal wat daar is teen die tyd wat die boek geskryf was, deel van dit maak. Maar natuurlik is Cindy die mynster, Minkie en die vlakvarke, almal hou van hulle. Maar ja, Cindy, daar's so baie mense wat haar nou al ken, so ek dink mense geniet die meeste om vir haar te sien. Wat is die nuwe diertjies? Ons het vir Melrou, die zebra, daar's Hansie, maar Hansie het nou vir Grietjie gevind, ons het nou 'n Grietjie ook. Dis nou grondeetkorinkies. Ja. Ja, so die diere daar almal is vry, hulle is nie in hokke nie in die huisie, so hulle gaan natuur toe kom terug, so hulle het die beste van ons sorg en hulle kry hulle eie kos, so hulle het 'n regtig lekker lewe en ek dink dis wat ons in die boek ook probeer sê, hierdie is wilde diere, hulle kort vryheid, mens kan hulle nie in 'n huis vashou of in 'n dorp of so nie, dan raak hulle ongelukkig en ja, so dis ook deel van die boek, die boodskap wat ons wil gee. En ons het groot respek vir dit wat jy ook doen. Ek gaan nou terugkom na dit wat jy presies doen, maar die Manavalis van Ruben en sy diere. Pieter, waarom sou jy mense aanmoedig om so 'n boek in die hande te kry en waar kan ons die boek in die hande kry? Wel, die boek is oral by Exclusive Books, Graffiti Books, jy kan aanlyn op by takealot.com, so dat ek dink is by die meeste boekwinkels is dit beskikbaar. Ek weet die Boekkeeper het ook boeke. Ek dink vir kinders en vir volwassenes is dit lekker, jy weet, gaan kyk die video's en dan gesels en dan gaan lees jy 'n bietjie meer oor al die diere wat jy op die video's sien en ook waar die diere vandaan kom, jy weet, hulle kom vandaan stories. Jy weet, en ook
Ja, dis lekker avonture wat hulle beleef, wat ons daar uitgedink het. Ek sê nou ons, maar ons het dit eintlik saam uitgedink. En ja, dit is net, jy kan elke aand 'n slaaptyd storie lees vir jou kind, of hulle kan dit self lees. En dit is net 'n goedvoel boek, jy weet, al die verskillende soorte diere wat almal in vrede en op die plaas saam bly. Ek weet Suid-Afrika en die wêreld kan soos julle plaas wees. So ja, so dit leer ook mense om, dit maak nie saak hoe jy lyk of hoe verskillend jy is nie. Ons almal kan in vrede saamleef. Ja, dit is nogal 'n baie goeie boodskap. Ek dink wat baie mense nog moet leer ook. So dit klink vir my of daar baie avonture is waarvan ons dan kan lees, maar is ook opvoedkundig in die proses. Ruben, so terug by jou en jou liefde vir diere. Ons het 'n paar sekondes oor. Maar ek bedoel, ons hou jou dop en is so inspirasie. So wat probeer jy ook daarmee kommunikeer aan die mense wat jou volg op sosiale media? Ja, ek dink dis net 'n bietjie lig in 'n donker lewe soms te bring. Daar's so baie mense wat vir my boodskappe sê, dis as hulle 'n slegte dag het, dan kyk hulle my video's en dit maak hulle dag beter. En dit maak my hart bly en ook om net te wys dat sekere diere soos bobiane, daai dinge word gesien as 'n pes, maar hulle is soveel meer as net dit. En op jou en is ook alle diere ook net liefde, soos meeste van ons mense. So ja, ek wil net 'n lig in die lewe inbring vir mense. Altyd liefde vir diere. So maak seker jy gaan kry hierdie boek in die hande en onthou, hierdie onderhoud sal ook later vandag op ons YouTube kanaal beskikbaar wees. Ons sê weer eens baie dankie vir hierdie twee gaste. Wat 'n heerlike onderhoud en jy kan ingeskakel bly want ons kuier net hierna verder. Jy's by Goeiemôre, good morning.